Goeiemorgen. Ek en u is weer eens is ons geseënd. Ons is weer eens deurgedra na die oorwinning van ons Christus Jesus en ek en u moet in dankbaarheid staan. Ons moet in dankbaarheid staan. Ek en u is bevoorreg om in dankbaarheid te staan. Baie keer dan sien ons dinge en dan hoor ons dinge en dan wonder ons, joh, kan het wees dat ek nog staande is sonder dat hierdie dinge wat ek hoor en wat ek sien en wat rondom my aangaan my raak. So ek en u moet dankbaar wees. Ek en u het nie ander keuse as om dankbaar te wees nie. En baie keer, selfs nou soos ek nou hier sit, dan moet ek besef die genade van God is regtig waar genoeg vir ek en u. En gisteroggend maak ek my reg om begrafnis toe te gaan en my broer, hy stuur vir my 'n berig dat onze buurman, hy dan ook gisteroggend afgesterwe. En ja, en so laat het mens net weer eens besef dat ek en u, ons moet in vrede saamleef, man. Ek en u moet sorg dat onze lewens uitgesort is, maar dat ons nie nog kwade dinge of wat die self die nietighede, man, die krapperigheid, wat ek en u so baie kere in ons hou en in ons het, dat ons die dinge moet laat gaan, dat ons moet streef daarna om vrede onder mekaar te hê, om liefde onder mekaar te hê, om goeie verstandhouding met mekaar te hê, want môre as ek en u gesterf het, vandag as ek en u gesterf het, dan kry ek en u nie die kans om vergifnis te vra nie, om dinge reg te maak nie. En daarom moet ons, terwyl ons lewe, moet ons besef dat, kyk hierso, ek het nog 'n kans nou, en ek weet nie of ek die kans net nog gaan het, so laat ek die ding nou doen, dat die ding nou uitgesort is, sodat ek in vrede kan gaan, as ek dan nog gaan, want ek en u weet mos nie, ons weet nie wanneer, as ek en u se oppak tyd nie. Ek kan nou nie uitstap winkel toe en dan kan ek kar my omry hier buitekant, ek kan in die trap afval, enige ding kan gebeur en dan sit gone with the wind, en dan het ek en u nog krappighede in ons lewe agtergelaat, en dan baie van die lewendes, die wat nog leef as ek en u verby is, en hulle het 'n krappigheid teenoor ons gehad, dan is hulle erger krapperig, dan sê hulle, hy Koos is dood, hy het my nie kans gegee om vir hom verskoning te vra. Maar ek en u, ons moet in vrede lewe, man, ons moet in vrede lewe. En Psalm 32 sê, my sonde het ek u bekend gemaak, Here, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Here, ek maak my sonde aan u bekend. Alhoewel u dit weet, maak ek het nog steeds bekend, en dit, my ongeregtighede, Here, gooi ek oop voor u. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. Ek wil aan die Here my oortredinge bely, die een wat in staat is om my te vergewe, die een wat in staat is om my skoon te was, om 'n skoon slyk mee te begin, aan hom het ek my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, né? En God het die ongeregtighede van my sonde, het God vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is, ja, by oorstrominge van groot waters, sal hulle nie aan hom raak nie, né? Jy weet hoe is die storms aan die Kaap gewees nou. Jy sien dat oor die nuus, oral, social media, jy sien die oorstromingen. Nou imagine, as u in daai is, ne, en daai vergelyking word met u gemaak, ne, as ek dit aan God bely, hy beskerm my, man, hy beskerm my, sodat selfs groot waters my nie aanraak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding.
U omring my met vrolijke sange van beveiling. Dit wil sê, gaan 'n jubel in my hart wees, man. Want ek is nou skoon gewas, man. My sonde het ek bely, man. En ek kan staan. Ek kan staan in die woord van God, man. Ek kan nog staan in die woord van God. Juist omdat God my sonde vergewe het, kom ek en u gaan vandag en ons bely ons sondes. En ons weet dat, kyk hierso, die Here is my rots, né? Die Here is my anker, né? Die Here gee vir my genade. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg, en dit is al wat jy nodig het. Die res, die val in genade, dat ek in u so rondval en doen, is onnodig. Dis onnodig. Ons worry so baie, ons is onnodig, man. En soos Daniel, né? Daniel gaan in vassen. Hy vra by God iets en hy gaan in vas sodat God hierdie ding vir hom gee, né? Maar God sê, die dag toe jy dit uitgespreek het, toe het ek al jou gebed verhoor. So wanneer ek en u by God vra, en dan sê, my genade is vir jou genoeg, dan is dit uitgesort. En hoef ek en u nie 'n onnodige vastheid deel te gaan nie, onnodige lyding in te gaan nie, en sodat God ek en u verhoor nie. Ek en u moet dit direk aan God bely, man. Ek en u moet besef dat, kyk, die Here, hy verhoor ek en u. Die Here maak nie 'n plan vir ek en u nie, man. Hy maak nie 'n plan nie. Jy gaan nou tot die Here bid dat hy 'n plan maak van, hy maak nie 'n plan nie. Sy plan is al reeds in plek. Sy plan is al reeds in plek. Ek en u kom agterna. Ons dink die Here gaan nog 'n plan maak. Hy sê, ek ken die planne wat ek aangaande jou het. Hy ken dit. So, hoekom moet hy nou weer 'n plan maak? Dit wil sê, sy eerste plan was nie reg nie. Want ek en u sê, God hardloop uit planne uit. Dis wat ek en u sê. Ons moet weet dat die saak is gedaan. Dit is so. Wanneer David bely voor die Here, en wanneer hy klaar voor die Here, maar terwyl hy klaar, dan sê hy, dit is so, dit is gedoen. Jy klaar nou. Ek sukkel met transport vir my kinders van skool. So ek moet staan en dit is uitgesort, man. Dit is uitgesort. Al sien ek het nie nou nie, al weet ek het nie nou nie, dan moet ek weet, God het al reeds 'n plan gemaak. Hy het vooruit al, het hy gesien waarmee ek vandag gaan sukkel. Hy het dit vooruit al gesien. So hy gaan dit uitsort. Jy moet 'n geseënde dag hê, en ek en u moet weet, dat die Here aan ek en u se kant is. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Dis wat die Here vir ek en u sê. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. En hy wil ek en u raad gee. En sy oog sal op ek en u wees. U moet 'n geseënde dag hê.